Kom ons almal staan. Jy kan rustig die plekke inneem terwyl ons na die res van die lied kyk.
Here, ons is vandag by mekaar om totsiens te sê, om afskeid te neem, maar eintlik kan ons dit nie doen nie. Eintlik is net onmoontlik om net van iemand te vergeet. En ek weet dit. Ek weet ons is so gewaaid dat ons op 'n manier aan mekaar en aan Santi vasgemaak is. So daarom vra ons Here, wees net by ons asseblief vandag. Wees by Louis, by die kinders, by die kleinkinders, by vriende, familie. Wees net, hou ons se hand net vas asseblief, Here. Ons wil graag vir u sê dat ons stikkend is en seer is. En dit is nie vir ons lekker is om hier te wees om afskeid te neem nie. En ons weet, u gaan met die groot medelee ons smart omarm. Dankie daarvoor. Amen. Net so een of twee praktiese reëlings voor ons aangaan met die res van die diens. Kom ons begin met die ouens by Facebook Live. Baie welkom aan julle ook. Julle sal agterkom, die musiek is gemute. Dis nie 'n tegniese glitch nie, dit moet gemute wees. Facebook en YouTube dwing ons om dit te doen, anders gooi hulle ons af. So dit gaan julle ongelukkig nie kan hoor nie, maar die res van die verrigtinge sal julle kan hoor en die visual sal julle kan sien. Die tweede reëling is, dis 'n roudiens, so as ons klaar is hier binnekant, dan beweeg ons uit buitekant na die lijkswaar toe en dan gaan ons daarso geleentheid kry om te doen wat ons by die graf sou doen. Anders eindig dit so stomp, nee. Anders is dit so, daar gaan die lijkswaar en alles is verby, maar daar kan mense laaste stukkie eerbetoon doen om finaal totsiens te sê buitekant by die lijkswaar voordat hy vertrek. En dan is daar 'n derde reëling net, as jy klaar is buitekant, dan is jy welkom binnekant te beweeg in die foyer. Daar is gereed gemaak vir u vir eetgoed en drinkgoed, so jy is welkom om 'n bietjie saam te kuier as familie. Dis mos half tragies, ons net twee keer twee geleenthede mekaar regtig waar meer saam kuier. Die een is by troues en dis deesdae so vrek duur om troues te reël dat mense dit nie eens moet doen nie. En die ander is begrafnisse. En ek dink dit is belangrik dat ons by begrafnisse net weer mekaar in die oë sal kyk en telefoonnommers en e-mailadresse sal uitruil, want ons is mekaar nodig. Louis, jy sal nou weet, net tot vandag toe was dit 'n bedrywigheid. Dis 'n geskarrel om alles gedoen te kry. Alle blommetjies ontvang en kos gekry en skielik na vandag gaan raak ons nou stil. Dan vergeet ons mos van mekaar of die lewe gaan net aan. Life happens. Kom ons maak regtig moeite daarvan om veral vir hierdie ouens wat hier voor sit te bly stalk met ons teenwoordigheid en ons liefde. Julle mag maar elke week WhatsApp stuur of 'n oproep maak of 'n vetkoeke aandra of wat ook al. Dit is nodig om regtig waar betrokke te raak en te bly wees by mekaar se lewe. Van my kant af, Louis, vir julle as gesin, mag die Here julle regtig waar styf vashou. Dis op 'n manier is ons hartseer, ja, ons is hartseer en stikkend. Maar liewe land, die laaste ruk wat Santi gehad het, was ook nie wat ons van gedroom het nie. Sou wel graag gesond wou gehad het. Sou graag wou gehad dat die chemo en al die terapie gewerk het en dat jy wel Hartenbos toe kan gaan of wherever jy volgende tripjie heen was. Maar ons gun haar die rus. Ons gun haar die nie pyn nie, die nie swaar kry nie, die nie suffer, die nie Pretoria hospitaal toe gaan nie. Ons gun dit vir haar. Maar dis ons wat vandag ongemaklik is en seer is hiermee. So daarom wil ek vir julle die briefie lees wat afgedruk is, die erebrief. Ons is dankbaar vir die lewe van Santi Sutherland. Ons harte is seer, maar ons is dankbaar dat die Here haar vir ons gestuur het. Ons is dankbaar dat sy op 17 September 2025 om 17:12 reguit in God se arms ingehardloop het. In haar verheerlikte liggaam. Dankbaar dat sy nie meer pyn het, alhoewel sy beklei het tot die bitter einde. Ons is dankbaar dat die dood nie finaal is nie. Net tydelik, tot ons haar weer sal sien. Tot en met dan weet ons dat daar gebede genoeg was vir ons om 'n leeftyd te hou. Haar plek is leeg, maar ons harte is vol met die wete dat sy nou veilig is by ons hemelse Vader. Van haar darling, kinders, bonuskinders, kleinkinders, bonuskleinkinders, sissies, broers, familie en al haar vriende. Ek wonder, Sanmarie, waar sit jy? Help my gou, ek het gesien,
sal jy die bedankings nou kan doen, sal dit vir jou reg kan werk. Kom ons doen die bedankings, al die pratery nou, en dankie, jy kan maar vorentoe kom, dankie Samarie, en dan gaan ek, daarna gaan ek die DVD speel. Dis nogal 'n langerig een van so amper 'n kwartier, so ek gaan so reël as met julle reg is, gaan ek so die eerste 3 of 4 minute die klank aan hê, en dan gaan ek die klank afsit, en dan gaan die visuals aanhardloop, terwyl ons begin met die res van die diens. Dit reg so met julle. So, maar julle mag nie net daar fokus nie, julle moet luister ook, so, dis belangrik, maar dankie, julle kan rustig hier voorkom staan. Eerstens wil ons net, ek en my sussie, namens Louis en ons almal, vir een en elkeen wat van heine en verre afgekom het, as ook die wat aanlyn ons ondersteun het, baie dankie sê. My kosbare klein sussie, as jy weet, ek weet jy was ouer as ek, maar dit het nooit saak gemaak nie. Hierdie is sekerlik die moeilikste ding wat ons moet doen. Hoe sê mens dankie en vaarwel, alles in een. Maar dankie vir die eer om dit te kan doen. Ons wil dankie sê aan die volgende mense, al kan die woorde eintlik nie beskryf, wat betrokke was by Santies behandeling en lewe en woorde kan ek nie beskryf nie. Almal by Mary Potter Onkologie, Dokters Foster, Venter, De Villiers en Marie. Al die susters by die chemobehandelingsentrum, die susters en al die mediese personeel in saal A en B, ook die portiere, die skoonmakers, ontvangspersoneel, laboratorium en ekstra personeel, die wat haar scans gedoen het en haar tappe gedoen het, en sommer net almal daar. Dankie ook vir almal wat spesiaal die aand vir Santie in haar kamer kom sing het. Julle was ware engele. Niks was die afgelope 5 jaar vir julle te veel nie. Julle het Santie en Louis met soveel liefde omgee, deernis hanteer. Julle het altyd uit julle pad uitgegaan om hulle albei om te sien. Ons dankie, liewe Vader, vir julle toewyding en sorg. Dankie dat Louis en ons almal gerus kon wees, wanneer sy in julle sorg was. Vir meer en beter sorg kon ons nie vra nie. Woorde is min, maar met opregte dankbare harte wil ons net weer eens ontelbaar baie dankie sê. Dominee, baie dankie vir u besoeke. Die gebedes, die bemoediging en die diens wat ons vandag gaan kry by u. Dankie vir die koste van die kerk, die dames wat gaan help in die verversings en almal wat Louis en ons familie ondersteun het. Ons wil net vir julle sê, dankie. Ek weet ek sê baie kere dankie vandag. Ons bedoel elke woord. Dankie aan almal wat daar was vir Louis, derentyd, en ook vir al die persone wat daar was, tydens die ongelooflikste, moeilikste paar dae. Dankie aan elkeen se opregte liefde en respek, en eerbied. Dit word opreg waardeer. Ongelooflik dankie aan vir almal se hulp en saamstaan, om al Santie se laaste wense en opdragte uit te voer, veral aan die wat ekstra hard gewerk het, om haar afskeid ekstra spesiaal te maak. Dankie aan Afbop vir julle professionele hulp en bystand, en dankie vir die flower market, vir die mooi blomme, en dat julle ons op so kort kennisgewing kon help. Laastens, Louis, hier is die moeilikste ene.
'n maand terug toe ek by julle was en Santi in julle bed gelê, het sy ons tog op 'n manier probeer voorberei. Daardie klein wysvingertjie van haar, wat sy na ons toe gewys het en vir ons gevra het, hoor julle my? Ek sal dit nooit vergeet. Louis, daar is nie woorde om vir jou dankie te sê nie. Jy was Santi se enigste darling. En sy was oneindig baie lief vir jou. Jy was altyd daar, deur al die en nie sleg. Jy het haar altyd op jou hande gedra, te alle tye. Sy sou heeltemal verlore gewees het sonder jou. Met al jou liefde en geduld, en die lys gaan net aan en aan. Jou opregte liefde het vir haar altyd aangespoor om te kan aangaan. Jou darling wil hiermee vir jou sê, dankie, tot ons weer sien. Dankie vir die goeie voorbeeld, wat jy en Santi van ware liefde vir ons almal was. Julle was 'n toonbeeld vir ons almal. Ek weet jou hart is stikkend vandag, my swaar. Maar glo my, ons almal sin is. Ons sussie gaan rustig by Jesus. Ons is oneindig lief, tot ons jou weer sien.
dink dit is verskriklik lekker om 'n pa en 'n ma te wees, maar dis veel lekkerder om oupa en ouma te wees. Is daar nog oupas en oumas hierso, sê ek, okay, maar julle is nou nie so grand soos myne is regtig baie, al myne is baie grand. Ons is besig om te wag vir die derde enetjie op pad. Dis reg een van die lekkerste goed onder die son om oupa en ouma te wees. Ek het nooit gedink dit gaan so lekker wees nie. Veral omdat jy hulle kan teruggee, nee, hulle kan huis toe gaan. Maar ek onthou, ek onthou ons het met die eerste enetjie se geboorte, met Carly se geboorte, was ons hier onder in Pine Haven by mekaar, want dis nou van die helfte van die familie was dit die eerste kleinkind, so ons almal is opgewonde. Daar's 3 oupas en 3 oumas. Ek moet my nie vra wat dit hoekom dit so is nie, maar dis elke gesin het maar sy eie opset, maar ons is 3 oupas, 3 oumas en Casper, dis my skoonseun. So ons staan nou en wag in die saal en as jy gehoor Marisa het nou gekraam en alles het goed gegaan en klein Carly is gebore. So hierdie 4 mans en 3 vrouens staan hierso en dan kom die bed hier afgestoot en ons hoor hulle is op pad opgewonde en die suster kom in met hierdie klein dogtertjie wat almal so oor 5 en 5 en as sy so toegedraai en so pers kombersie, maar dit is soos 'n mummie so vasgebind, maar die suster was 'n Indiër vrou, kyk so die crowd wat nou hier staan en ek is nou grys, maar my skoonseun is bles en die ander 2 oupas is ook bles. En die suster soek nou die pa tussen hierdie 4 mans. En sy dink toe, wel grys hare, hy het daar nog hare, so hy moet jonger wees, en sy gee die klein Carly hier in my arms. Nou ons mans is nie gebou vir hierdie ding van kinders grootmaak en pop speel nie. So nou hou jy hierdie klein, helemaal as lelik as hulle goed gebore is, né? Jy sê so afkyk en dink jy, genade, my liewe kind, jy gelukkig lyk jy soos ander oupas, nie soos my ek nie. Maar jy hou nou hierdie klein dingetjie vas en jy moet haar nie laat val nie, want as sy nou val, dan is die sielkundige rekening op jou vir die res van haar lewe. So jy hou haar nou vas en in hierdie vashou en lompheid wriemel sy haarself so oop en daar kom so klein handjie uit wat so om my vinger vat en daar's 'n foto daarvan. En toe chonk ek. Toe besef ek, hierdie gebeurtenis wat ons nou net experience het, is God at work. Dis 'n miracle, hè? Trouwens, die sielkundige sê vir ons, daar's 2 emosies wat ons beleef, wat die mees intenste emosies in ons lewe is, waarvan ons niks onthou nie. In elk geval nie in ons onderbewuste, of in ons bewuste nie, miskien in ons onderbewuste. En een daarvan is, gebore word. Dink jouself het gou in. 'n Babatjie is, dit is 'n wonderwerk, né? Dat een spermpie miljoene ander eld swem om by 'n eierselletjie te kom en hulle daarso vashegting plaasvind en seldeling. Ag, in hierdie hele proses van 9 maande se swangerskap en al die sonars en al die opgewondenheid en jy nie rook nie en jy nie drink nie en sagte klassieke musiek speel en drome oor dit gaan die slimste kind onder die son wees volgende staatspresident, volgende whatever, dit gaan hierdie amazing, my droom en dan skielik gebeur dat hierdie klein babatjie die volgende ding beleef. Op 'n stadium in hierdie swangerskapproses, by normale swangerskap, word die kop swaarder as die res van die lyf. En dis hoe die Here ons gemaak het, hè? En dop ons om en wil ons uitkom. Swaartekrag help ons om daai proses te laat gebeur. En dan begin die proses van kraam, wat 'n unieke proses is. En dan eventually word hierdie babatjie uitgestoot en die eerste belewenis wat hierdie kind het is 'n bright lig van die teater en hou op jou bout. Dis hoe ek en jy in hierdie lewe inkom en ons gelukkig onthou ons dit nie. Behalwe as die dokter regtig waar jou aangerand het in plaas van net 'n hou op jou bout geslaan het. Maar dis die eerste belewenis van hierdie lewe is hierdie bright lig en die seer van die lewe. En dan word ons groot. Dan word hierdie klein babatjie kruip en loop en hardloop en val en staan op en gaan skool toe en gaan hoërskool toe en word verlief.
hopelik eers op 45 as dit my kleinkind is. En eventually trou hulle en hê hulle kinders en word ek op 'n grootjie en eventually word hulle siek, gaan hulle dood. Emosie nommer 2, wat ons nie van onthou nie. Daai laaste paar moments, waar die lewe weer 'n keer onderste bo draai, ons weer 'n keer soos daar, deur die geboortekanaal, ons noem hom hierso die sterftekanaal gaan, maar eintlik is dit as gelowiges vir mekaar, weer 'n geboortekanaal gaan, weer 'n keer die onsekerheid hê, weer 'n keer jou lig oopmaak, jou oë oopmaak en hierdie helder lig hier van bo af skyn, hierdie keer nie die lig van 'n teater nie, maar die lig van God se genade, en hier is die verskil. Nie weer hou op jou bout nie. As gelowiges kan ons dit vir mekaar sê vandag, hè? Die pyn en die seer en die swaar kry is beperk tot die dag dat ons laaste asem uitblaas. En ons onthou nie van die dood nie, ons weet nie wat daar gebeur het nie. Daar's nou al mense wat probeer skryf het en kom veral in die huisgenoot voor, en allerlei populêre vroue tydskrifte van near-death experiences en after-death experiences en allerlei sulke snaakse goeie, maar tegnies, bloot rasioneel, weet ons nie wat gebeur daar nie. As gelowige weet ek, die lewe eindig nie hierso nie. Die lewe eindig nie in die kus nie. En as jy my nie verstaan nie, dan verstaan ek dit heeltemal. As jy ongelowig is, gaan jy nie verstaan wat ek nou sê nie. So kom ek gebruik die teks wat julle vir my gesê het, 2 Korintiërs 4 en 5, en ek probeer daaroor met julle praat, dan gaan ons iets dalk verstaan. So Paulus, dis nou eintlik Paulus se 4de brief al aan die Korinte, in die gemeente Korinte. Nommer 1 het ons nie regtig nie. Nommer 1 wat ons vandag lees, is eintlik nommer 2, en as daar een wat tussen nommer 2 en nommer 4 weggeraak het, wat ons ook nie het nie. So ons het 1 en 2, maar is eintlik 2 en 4. Maak nie saak, dit is nou baie tegnies. Maar Paulus is kronies besig om met hierdie ouens te praat. Want dit is 'n deurmekaar willige gemeente. Dit is reg, daar gebeur goeders wat jy nie wil dat eers oor praat nie. Paulus 1 Korintiërs raas hy permanent met die gemeente. Tot aan die einde, tot by die hoofstuk 15. Trouwens, daai hoofstuk 13, wat ons so baie goed ken, 1 Korintiërs 13, die lofsang van die liefde, is eintlik 'n rasery. Wat hy vir hulle sê, al sou jy die tale van mense en engele praat, help dit jou niks as jy nie lief het nie. En dan het jy al die geloof om berge te versit, en jy het nie lief nie. En wat hy vir hulle sê is, hey ouens, julle maak as julle so grand is, maar julle skort die basics, en dis liefde. So hy raas, 1 Korintiërs 2, 2 Korintiërs, dink ons, raas hy weer, maar hierdie keer is hy 'n bietjie meer sy pastorale hart wat hy uithaal. Hy sê, ouens, kom ek vertel vir julle mooi hoe werk die lewe. Hy sê, kom ek begin by hierdie ding. Ek en jy, ons het 'n skat binne ons. En dis dat God in ons wil woon. Kan ek gou teruggaan na Carlie se geboorte? Na jou en my se geboorte? Ek weet, daar's baie mense wat sê, ek is 'n glipsie, of iets van die aard. Daar's nie so ietsie. God het my en jou geëngineer, en vir jou gesê, jy is my antwoord vir hierdie tyd van vandag, vir hierdie plek waar jy nou woon. Dis vir jou, wat ek hierdie spasie gemaak het, hierdie spasie op die kalender, spasie op die grid, hier is jou spasie wat jy moet beleef. En dan sê hy, God woon in jou, om hierdie spasie 'n beter plek na te laat. Hier is 'n preek vir 'n ander dag. Ek en jou se doel is, om die stukkie aarde wat God vir ons gegee het, 'n beter plek na te laat. Soos hy gedoen het. So Santi, elkeen se lewens uniek aangeraak het. Maar nou sê Paulus, julle het hierdie skat in julle, onthou net een goed dingetjie. Julle is 'n pot wat maklik breek. Met een val, met een moment waar die kankerselle oorneem, of jou inpak in 'n motorongeluk te hoog is, of en so kan ons nou aangaan, met een van daai momente wat verkeerd gaan, breek ons. Ek dink Korinte is amper soos 'n NG gemeente.
Dink so. Ek dink Paulus preek vir hulle en hy sien, die ouens verstaan nie wat ek sê nie. So hy spring van 2 Korintiërs 4 se prentjie van 'n pot wat breek na 'n volgende prentjie. Hy sê, julle moet mooi verstaan. Hoekom is julle op aarde? Onthou, julle aardse bestaan is net 'n tent, 'n tydelike plek wat maklik vergaan. Julle bly nie hierso forever and ever nie, julle is net vir 'n tyd hierso. Kan ek asseblief met julle praat en dit op my hart is my crucial. Ouens, dis nie ons leef nie. Ons leef asof ons hele lewe hierdie stuk bestaan is. En ek gaan dit nou 'n bietjie uitwy daaroor. En ek wil nie anti-Dani Botha preek, ek het niks met hom te maak nie. Maar dalk het sy gepraatery die afgelope ruk net weer vir ons gesê, hey, onthou jy 'n bietjie daar's 'n wederkoms op pad. Moenie te gemaklik raak in hierdie plek waar jy is nie. Daar is iewers en daar's nie 'n datum aan nie, glad nie. Dit was beslis nie 2 dae terug nie. Maar hierdie aard, die bestaan van julle is net temporary. Moenie vir jou, sê Jesus, skatte bymekaar maak hierso nie. Hierso gaan mot en roes dit vernietig. Is nie hoe ons werk nie. Ons begin 2 Januarie op die kop 7 uur by ons kantoor in Strompel, nog moeg van die nuwejaarsfeeste. Maar ons werk om 31 Januarie 'n salaris te kry om in November maand se skuld terug te betaal. En dan Februarie maand, dankie tog is 'n kort maand. En dan Maart maand, en April maand, en Mei maand, en Junie maand, en Julie maand, en Augustus maand, en September en Oktober. En dan hang ons soos ons nou hang. En dankie tog ons maak November net. En 1 Desember, of die skole nou gesluit het of nie, pak ons karavane, ons venter sleepwaandjies, ons gaan Hartenbos toe. Ons hou vakansie. En so by die laaste shopping center verbyry, dan stop jy eers gou om nog 'n paar Kersgeskenke te koop en nog 'n bietjie kos te koop. En nou venter sleepwaandjie weet sommer so ronde boggelruggie al, maar jy moet kry. Gelukkig het jy 'n kaart en dit is plastiek en hy's geduldig. En dan gaan jy op vakansie. En jy ontspan en jy gaan swem in die see en dan kom jy terug net voor Kersfees en jy survive daarom na 'n nuwe jaar toe. En 2 Januarie 7 die oggend klokkie in. Want jy moet goed bymekaar maak. Of ten minste betaal vir goed wat jy al klaar bymekaar gemaak het. En ons lewe draai met nog. En dis iewers het ons hierdie hele spul goeders verkeerd begin sien. Het ons hub, ons middelpunt hierdie goed geword. Terwyl God sê, hey, wag 'n bietjie. Dit gaan nie oor die goeders nie. Hierdie plek waar jy is tydelik. Dit is amper soos om by Hartenbos op te pitch en daar jou karavaan op te slaan en as jy so rukkie kyk en jy see is bietjie ver. Ek gaan vir my 'n swembaadjie hierso laat bou en dan roep jy 'n ou daarso om vir jou 'n permanente swembad daar te sit en jy sit sommer nog plaveisels teen daarso en hier plant jy 'n boom. Die bestuur gaan vir sê sorry meneer, ek kan nie dit doen nie. Jy is net tot 30 Desember geboek hierso. Dan moet jy waai. Hierdie is ons plek, dis nie jou plek nie. Jy gaan weer aan. Dis hoe ons lewe is. Dis 'n stukkie hier. En dan kom ons terug hier. En dan maak jy oë in die hemel oop. Ek dink in julle begrafnisbrief het julle so mooi gesê. Dan hardloop jy in jou arms van Jesus in. En dit sê ons as gelowiges vir mekaar. Maar hier's 'n reminder. Daar's net een van 2 plekke, of hemel of hel. Jy gaan vir ewig lewe, dis for sure. Dit gaan of in die hemel wees of in die hel. En as ek nou kyk na die Bybelse uitsprake, is die temperatuur van die hel nie afgedraai nie. Kan jy net nie self kontroleer nie. Klink my dis hel, maar ek wil nie daaroor praat nie. Ek wil praat oor die hemel. Nee, ek wil nie daaroor praat nie. Ek wil met jou en my praat met 2 vrae. En daarmee wil ek julle huis toe stuur. En dis 2 vrae wat Santi behoorlik geantwoord het. Die eerste vraag is, wat gebeur as jy vanaand doodgaan? Simplistiese vraag, tipiese charismatiese vraag.
tipiese pastoorvraag, gaan jy draai of braai? Daai stupid, amper simplekse, ooreenvoudige siening van alles. Maar is crucial. Dis 'n antwoord, is 'n vraag wat ek moet vra, maar ek wil jou nie pressure daarvoor nie. Ek dink die begrafnis is die regte plek om daai vraag vir jou te vra nie. Ek dink nie mense moet jou bang maak vir die hel om jou in die hemel te kry nie. Ek dink nie dis hoe dit behoort te werk nie. Ek vra net, is jou saak met die Here reg? En nou tipies Christen sê ons, genade, dominee, ek is nie heeltemal seker, jong. Ek het baie sondes, ek het gevloek op pad hierdie kant hiernatoe. Ek wou dit nie gesê het nie, maar ek moes dit net maar sê, want die ouens het voor my ingedraai en joh, ek het gisteraand of later vanmiddag en ek waarskynlik nog 'n biertjie of 2 of 3 of 6 vat, saam met die rugby hang af of ons wen of verloor. Dominee, ek is nie heeltemal sê, ouens, dis nie wat geloof is nie, hè? Dis nie wat Christen is nie. Christen is nie 'n checklist waar jy darm so 50% moet kry of 51% om doodseker te wees jy slaag nie. Christenskap is doodgewoon, is jy en God in 'n verhouding, in 'n connected verhouding. Het jy voor die kruis gekniel en gesê, Here, ek het U nodig. En Here, ek wil nie anders as om my lewe te lewe soos wat U wil hê ek moet lewe nie. Nie omdat ek moet nie, maar omdat ek anders kan nie, omdat ek nie anders wil nie. Ek wil saam met U leef. En skus Here, daar's baie kere wat ek droog maak in my lewe. Ek vra verskoning daarvoor. Ek vra om vergifnis, Here. Maar ek wil naby aan U skuif. Ek wil al skuifelende nader aan U toe, wil ek weet ek is okay. Ek wil vasgedruk word. Nie omdat ek goed is nie. Nie omdat ek die kermis sponsor of my tiendes betaal of 3 keer 'n dag Bybel lees of 6 keer 'n week in die kerk kom nie. Maar omdat ek nie anders te kan as om naby aan U te wees nie. Jy weet hoe werk 'n verhouding, hè? As ek een keer in 6 maande by die huis kom, vir Annelie, my vrou, en vir haar so groot bos blomme bring, as ek so instap, dan vra sy vir my, nee, my vrou is soos julle ook, sy sê nie vir my, my man, jy is die dierbare ding onder die son, ek het so verlang na hierdie blomme. Nee, haar eerste vraag is, wat het jy verkeerd gedoen? Wat kom jy oppatch? Want verhoudings werk nie met 1 keer in 6 maande nie. Verhoudings werk met 'n permanente gesels met mekaar. Die daartoe missed calls nogal algemeen was. Onthou julle hoe jy iemand anders net gemissed call het, jou girl gemissed call het, net om te sê maar ek dink aan jou. Jy het nie geld gehad om te praat nie en sy het nie geld gehad om te antwoord nie. Of sy moes beslis nie antwoord nie want daar was nie daai laaste R3 kon jy net onmoontlik nog aan airtime spandeer, maar is net om te sê ek dink aan jou en ek missed call jy weer terug en ek dink aan jou. Dis hoe ons verhouding met die Here moet wees. En dis wat die Here vra, is my en jou se verhouding so, dat as ek jou kom haal, dan gaan ek in jou arms inhardloop, so Sandy. Vraag nommer 2. Wat gebeur as jy vanaand nie doodgaan nie? En ek dink dis die moeiliker vraag om te antwoord. Gaan jy dan, soos wat Paulus sê, as hierdie pot breek, as hierdie tentwoning afgeslaan is, gaan ons hemel toe, maar wat gebeur tot dan? Gaan ek môre opstaan en sê maar, môre is Sondag, so ek gaan kerk toe. Hoekom? Nie omdat ek niks anders het om te doen op 'n Sondagoggend tussen 10 en 12 nie, maar omdat ek anders te kan nie. Omdat ek my shopping later sal doen of maandag sal doen. Maar ek wil graag by die Here wees. En hoor wat hy vir my sê. En saam met sy kinders, ek is deel van die bruid. Ek wil my gereed maak vir die bruilof. Ek gaan maandag anders te leef. Ek gaan my kollegas anders te werk, my baas anders te mee praat, my kinders anders te mee nie eens op hulle skree nie, net anders te met hulle praat. Ek gaan net anders te wees, want as ek vanaand nie doodgaan nie, wil ek steeds 'n kind, 'n lig vir die wêreld wees. Dis jy wat dit moet antwoord. Dit maak dit moeiliker om môre aan te gaan met die lewe, omdat ons met hierdie ding sit wat ons noem rou, of smart, of rou smart, of hierdie stikkendheid hier binne van, sy was siek, ek weet, maar ek mis haar. En jy sê, maar hoe gaan die mens nou aan? En dis een stukkie patch van 'n klomp ander goedes in ons lewens, maar hierdie patch is bad. Dis tye wat jy gaan huil en huil en huil, en it's fine. Ek weet mos nie hoekom ouens sê dat mans nou nie mag huil nie. Dis mos nonsens. Ek weet Naas Botha het altyd gesê cowboys don't cry. Ek is nie 'n blou bil nie, ek hou nie van die blou bil nie, en ek dink nie dis die waarheid nie. Nathaniel, ek dink hy het ooit 'n rugbybal vasgehou nie, maar hy het gesê
ons mans moet in touch kom met ons feminine side. As ek sê dit altyd by begrafnisse, want in COVID, julle onthou daai Delta variant, ons het verskriklik baie begrafnisse gehou. Ek het regtig 50 begrafnisse in 2 maande en 60 dae gehou. Was horrible. Een elke dag, soms meer as een dag. En ek lees toe 'n artikel in daai tyd, want later het ek en ander ouens wat dood ervaar het, net nie meer kon huil nie. Weet nie geweet hoe huil mense nog nie. Eg nie. En toe die artikel sê toe dat daar sekere toksiese stowwe in jou liggaam is wat jy net van ontslae kan raak deur jou traankliere. Nie deur jou sweetstelsel of jou urineestelsel of wat al, dit gaan deur jou traankliere. Dis oukei om te huil. Mans, daai storie van naas Botha, ons mag maar huil. Ons moet huil. Ons is so gewire. Dis nie 'n pretty face nie, ek stem daarmee saam. Maar dis oukei, ons moet huil. Louis, daar gaan mense soos jy gesê, maar gaan dit die kamer uit asseblief, ek wil net stil wees en huil. Dis oukei. Daar's tye wat ons behalwe huil en hartseer wees, maar ons ook sommer 'n bietjie down is. Dis so, kom ons net met 'n lae vlak van depressie. Dis nie depressie wat patologies is en iewers by 'n psigiater behandel moet word nie, maar net 'n gevoel van ek sien nie kans vir die lewe nie. Ek trek die dewy oor my kop, trek die gordyne toe, bly my pyjamas vir die res van die dag en dis ook fyn. Daar's tye wat ons regtig net down kan wees en die Here is oukei daarmee dat ons soms net daar kan wees. 'n derde soort van emosie is emosie van, kom ons noem dit kwaad. Ons mans is nie baie goed met woordeskat oor emosies nie. Ek gaan môreoggend so 'n bietjie, volgende 4 weke gaan ons 'n bietjie preek daaroor in ons gemeente. Maar die Bybel help ons 'n bietjie met 'n klomp woordeskat vir ons emosies. En een daarvan is kwaad wees. Vir hierdie woede van ek is kwaad vir omstandighede en dat die kankernavorsing nog nie ver genoeg gevorder het nie en vir die dokters en sommer vir God ook. Nee, broer, suster, jy mag nie vir God kwaad wees nie. Natuurlik mag ons. Natuurlik is daar moments ons vir God kan sê, Here, ek verstaan dit nie, ek hou nie hiervan nie en ek hou nie sommer van U nie. En dan wil almal jou gereformeerde siening af. Kom, kan ek net gou die Bybel toe vat? Julle ken Psalm 23? So nou lees as ons daar buitekant is. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. I'm okay. Jy sien sommer vir Dawid so staan en hy's vol bravade. Hy skryf die song. Trouwens, die 150 psalms in die Bybel is God se playlist vir ons. Asof ons sê, dis die songs wat jy moet sing. Dis nie gedigte nie, hulle moet gesing word. Ek weet nie wat se melodie daar was nie, maar Psalm 23 was nogal 'n hit geweest. Maar kan ek jou net terugvat na sy vorige song? Psalm 22. Hy begin so. My God, waarom het U my verlaat en is U ver van my af? Iewers met 'n klokkie by jou lei. Dat 1000 jaar na Dawid het Jesus in die kruis gehang. En hy het dieselfde woorde van Psalm 22 geresiteer as hy in die kruis die diepste pyn ervaar. Dan sê hy, my God, Eli, lama sabachthani. Hoekom het jy my verlaat? Selfs Jesus sê, Here het my gedrop. My Vader het my gedrop. Hy het 'n paar ure vroeër gebid, Vader, vat hierdie beker van my af weg. Ek kan nie, ek wil nie. Ek sien nie kans daarvoor nie. En sy pa het geswyg. En hy moes daar deurgaan. En so hel ervaar het hy gesê, Eli, lama sabachthani. Daar's moments ons gevoel, maar Here, hoekom doen jy dit? So ek wil probeer om vir jou 'n tool te gee om huise te vat. Om jouself te help en om hierdie mense hier voor te help. En ek gaan doen in die hand van 'n storie en dan is ek klaar. Die storie gaan so, ek was in my eerste paar jare van die bediening was ek 'n polisiekapelaan gewees. Ek is in Linden Park in 'n gemeente gewees en my opdrag was om polisiemanne se dominee te wees. So ek het in die polisie by radiobeheer by blitspatrollie gewerk en ek het so lekker vinnige kar gekry, so Monza met blou ligte en een Saterdagmiddag kry ek 'n bliep. Dit was ons het pagers gehad, ons nog nie selfone gehad en daai tyd nie. En ek ontvang die
page, asseblief, dat ek moet gaan na 'n dame toe, 'n polisievrou, wie se kind, 10-jarige seentjie, haar dienspistool in die hande gekry het. Hy en 'n maatjie het Russian roulette gespeel, skoot afgegaan, het homself doodgeskiet, 10 jaar oud. So ek jaag nou af, as jy nou Johannesburg ken, na die suide toe, West Valley se kant toe, Besuidensvallei se kant toe, met hierdie vinnige kar met die ligte uitgevat in my blou klere met my persband om my pet, en ek gaan nou, ek weet nie wat doen nie. Wat sê nou vir 'n vrou wie se kind nou net homself per ongeluk doodgeskiet het? En ek hoor toe op die radio, dis 'n swart konstabel, die dame. So ek dink myself, okay, 30-jarige nat agter die ore polisieman dominee. Wat op dese aarde gaan jy vir hierdie vrou sê? En die kultuur is totaal anderster. En ek stop by die hekkie, en ek klim uit, en as 'n klomp polisiemanne, want dit is nou 'n groot ding, en hulle maak so oop dat die dominee nou kan deurkom. En toe ek inkom, toe, haar naam was Rose geweest, toe lê Rose so in die sitkamer, dit het in 'n gaste sitkamer die agter gebeur, die deur was toe daar so waar forensies in was, en hierso lê sy, en in die swart kultuur skree hulle, tot 'n tannie of 'n suster of iemand hulle kom troos, so sy gil en skree, en ek weet nie wat om te doen nie, ek dink ek het 'n Bybel in my hand gehad, ek het so 'n klein Bybeltjie gehad, en ek doen toe al wat ek dink ek moes doen, en ek gaan lê toe daar by haar, en ek shut up. Ek gaan nou die konteks van die woord shut up nou gebruik, so moenie nou my kruis het daarvoor nie, maar eventually daar het tannie gekom, en haar getroos, en ek het nog 'n ruk daar gebly, en ek is daar weg, later die middag. Ek dink nie, ek kan nie onthou of ek gelees of gebid het, ek is onseker, ek weet nie. Ek het later gehelp met die begrafnisreëlings daar in Pietersburg doen, in Polokwane, toe was dit nog Pietersburg, en ek het self by die begrafnis opgetree, en so 3 maande later, my kantoor is by Bidpatrollie, kom Rose by my kantoor verby. En sy klop op my deur en sê vir my, Maruti, kan ek gou by jou kom kuier? En ek maak vir ons koffie, en sê vir my, Maruti, ek wil vir jou 2 dinge sê. Ek wil vir jou dankie sê dat jy, en dis nou haar woorde, dat jy daar was, en dat jy gesharp het. En toe sy nou uitstap, toe gaan lees ek nou weer 'n keer klomp artikels oor rou en rou smart, en hoe moet ons dit hanteer. En toe skryf iemand dit nou in Engels, met die woordspeling is nou baie mooi. Toe sê hy, our duty is to be present and to be silent. Ons kan niks sê wat dit anders te gaan maak nie. En dalk moet ons ophou om vir mekaar mooi goedjies te probeer sê, soos die Here sy mooiste blommie kom pluk, wat waar is, nê? Maar dit help nie, dit troos nie. Selfs sulke mooi woorde soos, dis die Here se wil, is reg, maar dit help nie. Maar dalk is dit net daar dat ek en jy as gelowiges regtig met hande vat en sê, Shucks Louisa, ek weet dit is terrible, maar gaan nie vir julle wees. Ek weet ook nie hoe om vir julle te wees vir julle nie, maar druk op my knoppie, of as jy nie op my knoppie druk, gaan ek in elk geval sommer myself kom stok, en by jou opdaag. Ek gaan, want dis ons job, is om net daar te wees vir mekaar. Hierdie ouens hier voor het julle so nodig, en ons is so dikwels afwesig, omdat ons lomp is, omdat ons dink, ek weet nie wat my regte ding, ek kan nie regte teksversie, jy hoef dit nie te hê nie. Just be there. En shut up. Want dit is seer. Liewe land, dit is verskrik seer. Selfs al was hy langs jou gewees, en het in die hospitaal langs al geslaap, is hy nou niks nie. Ja, dit is leeg. Dit is donker. En dalk moet ons net vir mekaar ruimte gee, sê maar, hierdie pot is seer en stikkend en flenters, en nou moet ons stukkies by mekaar plak. Maar kom ons wees daar, kom ons wees stil. Want Here, ons het net U wat ons aan kan vashou.
Daar's ander mense ook wat langs jou staan en daar's ander goeters en jy begin hard werk en daar's 'n klomp ander krikke wat ons onsself mee besig hou en probeer regop hou. Maar as dit eintlik aan U wat ons kan vasklou. En ons mans is nie heeltemal weet nie heeltemal hoe doen mens hierdie ding om aan U vas te hou nie, maar ons weet dat ons net by U kan gaan skuil. Dis alwaar ons rus kry. Here, ons weet ons is op pad om eendag saam met U in die koninkryk te wees. Ons is 100% oortuig daarvan dat U genade groot genoeg is vir my sonde as sondaar. Maar ek wil ook nou 'n verskil maak in hierdie lewe waar ek nou is. Ek wil ook nou so lewe dat ek U kan trots maak. En daarom bid ons Here dat U by ons sal wees om dit hier sinvol te kan doen, selfs deur die dood, selfs deur die rou smart. Hou ons net styf vas, Here. Ek bid dat U by Louis en by die kinders en die kleinkinders en die familie en die vriende en by elkeen van ons sal wees. Hou ons net verskriklik styf vas, Here. Amen. Ek gaan sukkel om daai presiese plek te kry, gaan ek wil jy gou kom loer, asseblief. Hy woon gewoon. Ek wil nou die seën uitspreek, en ek wil vra dat jy almal sal staan asseblief. As die seën klaar uitgespreek het, sal ek die musiek harder sit. Dis the blessing wat ons dan luister. En as ons dan klaar dit geluister het, dan gaan ek die draers vra om vorentoe kom. Maar die genade wat ek uitspreek is nie, of die seën wat ek uitspreek is nie met die laaste sinnetjie aan die einde van die diens nie, is God se persente vir jou gee. So jy mag so met jou hande staan en sê dit ontvang. Maar mag God se liefde en sy genade by jou wees. Hy sal by jou wees. Selfs al gaan jy deur die dal van doodskade weer. Sy genade, sy seën is vir elkeen van ons. Aan hom kom die eer en die heerlikheid toe. Amen.
Die draers wat hier in die kerk ingedra het, was lyk my die kleinkinders, amper almal van hulle, Braam, Andrei, Nicole, Nathan, Wian, Anay, Luan en Santi. En die draers wat gaan uitdra, julle kan vorentoe kom asseblief, is Louis, en Floy, Leanne, Anton, Braam en Andrei.